'n swart man het eendag gesê, dit is onvermydelik, 'n vrou sal ten minste een keer in haar lewe verkragt word. Dit was op een van die Big Brother programme waar twee swart oukies laatnag gesit en gesels het en dit vir mekaar vertel het. Oogkontak is baie belangrik in die Ubuntu kultuur. En wanneer 'n vrou 'n man in die oog kyk, terwyl sy glimlag, sê sy vir hom sy vind hom seksueel aanvaarbaar. Een van die oukies sê, Ubuntu beteken wit mense is nie welkom nie. Nee, glad nie. As jy Japan toe gaan en jy gaan besigheid doen, en die Japanees gee vir jou sy visitekaartjie, gee jy dit met 2 hande. Want dit is iets persoonliks wat hy met groot ontzag vir jou met 2 hande gee. En daar word van jou verwag om dit ook met 2 hande by hom te vat. Respek vir sy inligting wat hy vir jou gee, sy privaat inligting wat hy met jou deel. So wanneer jy na Japan toe gaan, en jy gaan besigheid doen, dan leer jy hoe die Japaneese werk. Ons is in Afrika, maar wanneer ons nou wip vir Suid-Afrika en ons trek sy Kongo toe of Zambia toe of waar ook al, skielik verstaan ons Ubuntu. En dan sê, dis die wonderlikste mense, want ons kan hulle kultuur bestuur, maar nie in Suid-Afrika nie. In Suid-Afrika is dit 'n westerse kultuur wat ons wil afdwing op Afrika, terwyl Afrika sy eie wêreld en lewensbeskouing het. En omdat hulle in beheer is dit nou die dominante wêreld en lewensbeskouing. Nie dat ek my wêreld en lewensbeskouing moet afstaan en nou skielik soos hulle word, nee. Maar dit is soos met die Japaneese, dit beteken net dat ek moet kennis neem van hoe hulle lewe, hoe hulle die wêreld sien, sodat ek dit ten voordeel van myself kan bestuur. Oogkontak is baie belangrik in hierdie kultuur. En soos ek gesê het, wanneer 'n vrou vriendelik is met 'n man, oogkontak hou en glimlag of lag, terwyl sy oogkontak hou, sê sy vir hom, sy vind hom seksueel aanvaarbaar. Nou voordat die regering met sy teelprogram begin het, waar elke vrou vir elke kind wat gebore word 'n toelaag kry, kon nou mense dit baie maklik sien. Mans prospekteer die heeltyd, hulle soek die heeltyd 'n geleentheid en kyk waar hulle kan inkom, en hulle is vriendelik en maak grappies en gesels, en die vrouens lag saam, maar hulle kyk weg wanneer hulle lag. Kyk op die grond, kyk ander kant toe, hou nie oogkontak met hierdie ou terwyl hulle lag nie. En dit is die geheim. Vandag kan ons dit nie meer sien nie, want die teelprogram hulle veroorsaak dat hulle kan geld maak terwyl hulle rondslaap, en wanneer hulle vat, kry hulle 'n vaste inkomste. En so verhuur ouers ook hulle dogters, want dit gee maandelikse inkomste terwyl hulle as prostituie uitverhuur, en wanneer die kind swanger raak, is dit 'n bate, want dan is dit 'n passiewe inkomste. En hoe meer kindertjies daar kom, hoe groter word die passiewe inkomste. Dit is deel van hoe die kommunisme Ubuntu korrupteer het. Ek sal 'n video net daaroor maak. Maar kom ons gaan terug na oogkontak toe. Wanneer jy vriendelik is met 'n man as 'n vrou, en oogkontak hou terwyl jy glimlag, en hy toenadering soek en jy wil nie so ver gaan nie, dan word jy gesien as 'n teaser, iemand wat hulle terg. Jy beloof goed wat jy nie gee nie. En hoe meer jy beloof en nie gee nie, veroorsaak dat hy later uit frustrasie reël dat ander groep mense jou kom verkrag, sodat jy 'n les kan leer om jou posisie binne in die samelewing te verstaan. Dis nie ek wat so sê nie. Dit is Ubuntu se wêreld en lewensbeskouing. En dit is wat jy moet verstaan. Wanneer jy 'n bestuurderes is, 'n eienaar van 'n besigheid, of 'n huisvrou is, en jy het byvoorbeeld 'n tuin, en jy vra vir die tuinwerker om al die dagga tussen die tulpe uit te haal, en hy gaan haal al die tulpe uit, is jy woedend. Dan trap jy hom uit, en jy kyk hom in die oog terwyl jy hom uittrap.
Wanneer jy dit doen, jy hanteer dan glad nie die probleem nie, jy daag op sy manlikheid uit. En wanneer jy hom genoeg sleg sê, oor 'n lang genoeg tydperk, en hom heeltyd emosioneel afbreek omdat hy so sleg is, en nie kan verstaan wat jy vir hom sê nie, kom hy by 'n breekpunt, en wanneer hy by daai breekpunt kom, steek hy jou met die vark, slaak jy met die graaf dood, kap jy met 'n pange op, en bær jou in die yskas. Hy wou dit nie doen nie, maar wanneer hy gebreek het, is dit die resultaat. Emosionele aanval, onbepland, hy het nie beheer daaroor nie. Ek was in een van die Afrika lande, en een van my swart agente kom eendag na my toe. Hy sê vir my, ek kan nie vanaand terug gaan huis nie, ek wil in jou kraal slaap. Ek sê, vir wat? Hy sê, sy skoonma bly by hom, en sy skoonma sê hom elke keer, sy sien, sê sy vir hom so sleg, en sê hom nie kan afwas nie. En hy weet vanaand, as hy by die huis kom, en sy gaan weer so te kere gaan, weet hy nie wat gaan gebeur nie. Hy sê vir hom, jy kan in my kraal slaap. Want ek weet wat hy bedoel. Een van die boodskappe sê vir my, vrou, ek weet nou vermoed dit is 'n vrou, te verhoging gekry by die skoolhoof, en is dit nou 'n geskenk, moet sy iets teruggee? Ja, jy moet. Want ek vermoed in die eerste plek, jy die verhoging gekry nie net omdat jy kundig is nie, maar ook omdat jy so gawe en vriendelike mens is. En 'n mens is wat oogkontak hou en meelewend met mense is. Daai houding wat jy met mede-onderwysers in die skoolhoof het, skep die hele tyd die verwagting. En hy gee nou vir jou hierdie geskenk, want hy kom nie deur nie. Jy het dit heel waarskynlik verdien, maar dit is baie moontlik ook, dat behalwe dat jy dit verdien het, dat hy dit as 'n geskenk gee, om te kyk of dit nie dalk 'n deurbraak kan gee nie. So my voorstel is, koop vir hom 'n koek, of pak vir hom 'n koek, of gee vir hom iets, as 'n geskenk om te sê, dankie vir die bevordering, ek waardeer dit baie, en begin jouself leer om weg te kyk. Terwyl jy dankie sê, terwyl jy vriendelik, wanneer jy vriendelik is en grappies vertel, kyk weg terwyl jy dit vertel. Moenie oogkontak met hom hou nie, hou eerder oogkontak met die ander vrouens om jou. Ek dink dit is belangrik om dit te verstaan. Ons wil Afrika verstaan, sodat ons kan oorleef. Daar is baie goed, te veel om te noem. Meer van dit word in die boek beskryf. En dit is net belangrik vir ons om te verstaan hoe hulle werk, hoe hulle dink, hoe hulle die lewe sien, sodat ons kan aanpas, om dit beter te verstaan, en om beter resultate van hulle af te kry. Ek sal op die YouTube video, een of ander tyd, bietjie meer volledig verduidelik, hoe kommunisme, die tradisionele Ubuntu gekorrupteer het. Die tradisionele Ubuntu bestaan nog steeds. Daar is ongeveer 6-12% van die totale swart bevolking in Suid-Afrika, inheemse bevolking, wat as gevolg van die kommunistiese revolusie 'n ander Ubuntu handhaaf. Dit is die moslim en die islam verskil, waar die moslims eintlik meer mensgeoriënteerd is, as islam meer gewelddadig georiënteerd. So is Ubuntu ook gekorrupteer deur kommunisme, maar ek sal dit een of ander tyd op YouTube bietjie meer volledig verduidelik, maar in die boek is dit redelik goed verduidelik. Baie dankie dat julle hierdie video's deel met ander mense. Dankie dat julle vir die likes. Ek kry nou nie geld nie, ek het nie geregistreer daarvoor nie, ek gaan ook nie, want ek praat nie elke dag nie. Maar ek waardeer dit. Baie dankie.